Goeiemôre. Goeiemôre, baie welkom. Baie dankie dat jy lees. Ons kan sien 'n skoolvakansie. En mense is lekker op vakansie en dit is so lekker. En ons gun verseker die mense wat vakansie is, indien jy dalk nog op vakansie gaan, asseblief gaan geniet dit. Verseker verdien jy dit. Die jaar was rof geweest. Was 'n wille jaar. Ek weet nie van julle nie, maar 2024 was vir my regtig besig geweest en rof. Verskriklik. Maar ons het tot hier toe gekom en God het ons tot hier toe gedra en ons eer hom daarvoor. Ek dink nie ek hoef vanmôre vir julle te verduidelik wat beteken skuld nie. Ek dink ons almal verstaan skuld. En ek dink ons het almal al skuld. Of ons het skuld gehad. En miskien het ons nog steeds skuld. En ons weet wat is dit en hoe dit voel as iemand anders ter ons skuld. Kyk, dit is vir my altyd lekker as iemand my skuld. Want dan verwag ek dit. Dit is my so lekker. As iemand my iets skuld. Nee, is dit nie so nie? Ag nee, come on, julle moet nie jok nie. Nee, ek spot. Maar ons weet hoe voel dit, ons verstaan dit. En natuurlik, ek wil nou nie vanmôre oor geld praat nie, dis glad nie waaroor dit gaan nie, maar wanneer ek iemand iets skuld, of iemand iets skuld my, as ek praat nou van goedere, wat hulle dalk geleen het, dan vra ons dit mos net terug, wanneer ons dit nodig het, gewoonlik, mense dink so, hulle leen dit by jou totdat jy dit nodig het, en dan, come on, dit is so, dan leen jy dit maar net weer terug, jou eie goed, dit is so ons verstaan die konsep rondom skuld, nou wat ek vanmôre wil praat, gaan nie oor daai skuld nie, hier is bietjie meer persoonlik, en ons praat oor geld nie, want ek het agtergekom, wanneer jy mense geld skuld, of wanneer iemand jou geld skuld, is jy vinnig, wanneer die tyd kom en sê jy, maar die man het nog nie betaal, nie vinnig om te bel, sê luister eens om, dit is nou tyd om te betaal, jy het gesê, jy skuld my mos nog soveel, of jy skuld my soveel, maar met goedere werk ons nou anders dit. Maar wanneer ons besef, dat, of jy nou iemand iets skuld, of hulle jou iets skuld, is as gevolg van die keuse wat jy gemaak het. Is gevolg van die keuse wat jy gemaak het. Ja, ek verstaan, hierdie wêreld is hard. Die wêreld is nie maklik nie. En veral nie hierdie jaar nie, was verskriklik moeilik geweest. Daar het so baie dinge gebeur. Baie mense is in hierdie laaste tyd in 'n ewige toestand van oorbelading, verseker. En dan sterk hulle die uiterste, in die ou spreekwoord het gesê, dat ons lewe onder die broodlyn. Ken julle die spreekwoord? Die ou mense het altyd sê, ons lewe onder die broodlyn. En ons sien dit meer en meer vandag, en ek hoor dit vandag meer en meer. Dat mense kom en sê, maar ek lewe onder die broodlyn. Nou ek weet nie waar ek lewe nie, want ek het nie idee waar is die broodlyn nie. Soos iemand my dalk na die tyd kom en vertel, waar trek ek die broodlyn, dat ek ook tog net in my budget die broodlyn kan gaan trek, dat ons kan sien of ek ook bo of onder hom kan lewe, want ek verstaan nie daai lyn, waar is daai lyn te trek nie. Maar die ou mense het altyd so gepraat van. Nou as gevolg van hierdie onder die broodlyn lewe, hierdie verdrukking wat die wêreld kom en ons kom druk, wil ons graag in dan vloed of wat mense in wil stort, as gevolg van al hierdie drukking en hierdie spanning en hierdie negatiewe. Ek weet nie van julle nie, maar daar is so baie negativiteit in hierdie wêreld hier buite. Waar jy kom, is dit daar om jou negatief te maak. Nou met al hierdie dinge wat gebeur, in jou omstandighede, in jou situasie, en soos ek gesê het, ons weet as iemand ons skuld, wat ons teruggee, en dan natuurlik is die keuse wat ons gemaak het, wanneer ons skuld gemaak het, en as gevolg van my situasie, en my omstandighede, want jy weet in wat situasie en omstandighede jy sit, en nou kom iemand, nou kom vra hulle jou hulp, en ja, daar's baie mense, wat hulp gee, verseker, en ek sê nou nie asseblief, julle moet nou julle beses en kaste en kluise toesluit by huis en niemand help nie, dit gaat nie wat ek sê nie vanmôre nie, as die Here op jou hart lê om daai persoon te help, maak die saak hoe diep jy in die skuld is. Help die persoon, want het gaan oor gehoorsaamheid aan God. Het gaan oor gehoorsaamheid. Maar maak nie saak, maar as gevolg van my omstandighede en my situasie,
Dink ek, kom ons sê, dink die mens dat die wêreld hulle iets skuld. Dat die wêreld hulle iets skuld. Ek sien meer en meer vandag loop die mense rond en bo hulle is net so groot vraagteken. Wat sê, die wêreld skuld my, as hy uitteken. En wat skuld die wêreld jou? Nou as gevolg van hierdie omstandighede, ons sit in hierdie omstandighede en hierdie probleme en nou dink ons, die wêreld skuld ons dit. Die vreugde wat gesteel het, die wêreld skuld ons dit. Die verhoudings wat verbreek is, die wêreld skuld ons dit. My vraag is, wat skuld die wêreld jou en hoekom? Dink bietjie daaroor. En miskien het jy op 'n stadium so gevoel dat die wêreld jou iets skuld. Kom aan, ons is mens. Ons maak slegte keuses in ons lewens. En dan sit ons in 'n sekere situasie. En dan voel ons, ja, die wêreld skuld ons. Ek is gebreek. Die wêreld moet skuld ons. Hy skuld ons die nuwe boustene om op te bou wat afgebreek is. Partykeer voel ons so, partykeer is ons moedeloos. Dan voel ons, nee, die wêreld, come on. As gevolg van hierdie wêreld, nou skuld hy ons. Jesus kom daar in Johannes 17, vers 15 tot 17 en ek lees, hy sê, ek bid nie dat hulle uit die wêreld weggeneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Hoor wat sê Jesus? Hy sê vers 16, julle is nie van die wêreld nie, soos ek nie van die wêreld is nie. Ons houding en benadering van hierdie wêreld skuld ons so baie as gevolg van my situasie, my omstandighede. Die wêreld regeer op probleme van ontmoediging wees, maar Jesus kom en hy sê daar in Johannes 14, vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Dit wil vir my sê, dat ons moet ophou om onsself te vererg. Vir die wêreld. Kan ek vanmôre vir jou vra, wat baat dit jou om kwaad te word vir die wêreld? Wat baat dit jou as jy met jou vuis teen die muur slaan? Dit is presies wat die wêreld doen, wanneer ons onsself vererg vir die wêreld, dis pyn en lyding. Kom aan ouens. Jesus het nou net gesê, ons is nie deel van die wêreld nie, as ons glo in God, en as ons Jesus aangeneem het, ons saligmaker, is ons nie, ons in die wêreld, ons is nie deel van die wêreld. Ons moet dit verstaan, ons moet begin besef. Hierdie vers dui duidelik dat ons houding van die wêreld verskil. En ek het opgemerk, wanneer ek my benadering en my houding teenoor 'n situasie verander, is daar 'n omkeer in my situasie. Wanneer ek my houding en benadering van my situasie verander. Want hoe kyk jy na jou situasie? Hoe kyk jy na jou omstandighede? Want die regte gesindheid maak deure oop vir God om in te kom en 'n bonatuurlike te werk in ons lewens. As ons gesindheid en ons houding en ons benadering verander. Wanneer ons fokus van die wêreld afhaal. En ons draai terug na God. As gevolg van dat Jesus Christus nou in my leef, soos wat Paulus sê, ek leef nie meer nie. Ek is al met Christus gekruisig. Hy leef nou in my. Wanneer Christus in ons is, kan ons hierdie uitdagings, hierdie situasies, hierdie omstandighede wat die wêreld na ons toe gooi, met kalmte en selfverseker maniere benader en hanteer.
Want God het vir ons wysheid gegee. Wat sê Romeine 12 vers 2? En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die oomblik wanneer ons voel dat die wêreld ons skuld, ons iets, dan moet ons weet dat ons dink die wêreld begin liefkry. Wanneer jy voel dat die wêreld jou iets skuld, is omdat jy lief geraak het vir hierdie wêreld. En kan ek vanmôre vir jou sê, dis in 'n oogwink wat jy kan lief raak vir die wêreld. Bly vir my saam in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Ek lees daar saam vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. As jy so 'n bietjie vorentoe gaan lees dan op vers 12 tot 14, dan sê jy sien dat Johannes sy lesers bemoedig het. In hierdie gedeelte hier van vers 15 waarsku hy teen hierdie wêreld om hierdie wêreld lief te hê. Nou as hy praat van hierdie wêreld, natuurlik weet ons dat dit die koninkryk van Satan is. Hierdie wêreld is die koninkryk van Satan. Dus daar's net twee koninkryke. Dis die koninkryk van God en dis die koninkryk van Satan. Daar's nie iets in between nie. Wanneer jy die een dien waar jy die ander ene. En Jesus kom sê dit self. En as gevolg dat ons gees, siel en liggaam uit bestaan, is daar ook 'n geestelike wêreld. Daar's 'n geestelike wêreld daar buite. En ons almal verstaan dit. Want Paulus kom ook en hy sê ons geveg is nie vlees en bloed nie, maar is teen die wêreldheersers, teen die bose magte wat in die lig is. So ons is in hierdie geveg die hele tyd betrokke in die geesteswêreld. Want ons is 'n geesteswêreld. En dit beïnvloed ons. Selfs al kies jy om die realiteit te ignoreer, word ons nog steeds sterk daardeur beïnvloed. Nou die twee groot werklikhede, so gesê, is die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. En natuurlik God se koninkryk is die koninkryk van lig en Satan se koninkryk is die koninkryk van die duisternis. Nou hierdie twee koninkryke is opposisies van mekaar teenoor mekaar. Albei is al reeds lank in hierdie gevestig. Maar die een is nog sigbaar vir ons nie. Wanneer dit sigbaar sal wees, die koninkryk van Satan, wanneer dit sigbaar sal wees, is natuurlik wanneer die anti-kris kom en hy kom neem sy plek in en hy beheer die wêreld. Dis wanneer die koninkryk van Satan sal voorskyn kom en wanneer hy natuurlik gesien sal word. En natuurlik dan kom Jesus Christus, dankie vir Jesus. Halleluja, vir die tweede keer gaan hy kom en hy gaan ons kom red van hierdie wêreld. Hy gaan ons red. Hoor wat sê Openbaring 11 vers 15 sê die sewende engel het geblaas en daar was 'n groot stem in die hemel wat sê die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here Jesus geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Halleluja, prys die naam van die Here. Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus en hy sal, dis in Openbaring 19 kom sê, hy is die koning van die koning en die Here van die Here. Dit word op hom geskryf.
Halleluja, prys die naam van die Here. Hy is die koning. Vir nog 'n keer, en vir nog 'n keer gaan Jesus kom en hy gaan kom red. Vir nog 'n keer. Ons sien ons op en ons bly in hierdie groot stryd van die vyand, die koninkryk van Satan is die vyand. Ons moet dit verstaan. En dit is verseker 'n baie groot geweldige stryd. En ons moet onthou die oomblik toe Jesus vir ons kom sterf het hy ons uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en ingebring in die koninkryk van lig volgens Kolossense 1 vers 13 sê en hy wat ons verlos het uit die maag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van die mens, van sy liefde. So hier kom Jesus en hy haal ons uit die koninkryk van Satan en sit ons in die koninkryk van God. Wanneer jy hom aangeneem het, dit gaan oor jou verhouding met Jesus. Hoe is jou verhouding met Jesus? Jy word gekenmerk daaraan. As iemand die wêreld liefhet, soos wat 1 Johannes 2 vir ons kom sê vers 15, as ons die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Ons gee ons oor aan dinge wat tydelik is en wat verbygaan. Johannes kom en hy kom gee vir ons hierdie gedagtes en die waardes van hierdie teenstryd God se woord wat hy maak. Moenie afgode maak nie. Van die oomblik wanneer jy die wêreld liefhet, is dit 'n afgod. En hier is so baie dinge in die wêreld wat ons maak as afgode. Nou Johannes kom en hy noem 3 dinge wat die wêreld beloof, maar nie kan gee nie. Kom ons kyk gou na. Die wêreld kan nie vir jou gee wat jy nodig het nie. Vers 15 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Nou die verlange van die mens se hart om ander lief te hê en om deur ander natuurlik geliefd te word. Hierdie liefde moet opreg wees en op die regte dinge gerig wees. Dit help nie ek het jou klere lief of ek het jou geld lief. En ek sê vir jou is ek jou lief nie. Kan julle gou vir mekaar kyk, man en vrou wat getroud is? Kyk gou vir mekaar. Kyk gou vir mekaar, al die mans en vrouens wat getroud is, kyk vir mekaar. Het jy die persoon lief? Of het jy wat hy aantrek lief? Of het jy wat hy vir jou gee lief? Ons moet onderskeiding maak tussen hoekom het ons die persoon lief? Want is belangrik, die oomblik wanneer ons sy klere lief het, dan maak ons 'n afgoed van sy klere, of sy geld, of sy huis, of sy kar, of wat ook al. Miskien het hy mooi hare. En jy hou van dit. Kom aan ons moet die onderskeiding kan tref. Dus kom ons moenie die sondige wêrelddinge van hierdie wêreld lief hê nie. Maar as iemand die wêreld lief het, is Vader se liefde nie in hom nie. Ons het liefde nodig van die Vader. Ons het verseker God se liefde nodig. Verseker. Kies verseker wie jy lief het, versigtig. Want ek vra weer, hoekom het jy daai persoon lief? En ons liefde kan jy eintlik liefde doen nie. Want ons liefde sit ons 'n maar aan, is liefde maar. Ek het jou lief maar. Ek het jou lief maar. Wat julle? Kom ons sê, kan ons wat ons lief het, regtig mooi kies van wie ons en hoe ons lief het. Ons moet nie ons liefde aan iets minder gee, wat nooit vir ons kan teruggee.
Byvoorbeeld die wêreld. Moenie aan die wêreld die liefde gee wat nie vir jou kan teruggee nie. Kom maar dan soveel keer met God sy liefde aan jou bewys voor jy jou liefde aan hom bewys. Maar nou kom ons, as ons die wêreld skuld my. Waar ons kan gaan en sê, Here, hier is my liefde. Hier is my liefde, ontvang nou my liefde. Deur die woord gehoorsaam. Die tweede ding is, die wêreld kan nie vir jou gee wat dit beloof nie. Die wêreld kan nie vir jou gee wat dit beloof nie. Vers 16 sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Hier lees ek duidelik van wapens wat die wêreld gebruik om mense te mislei. Al hierdie dinge is in ons. Die vyand is in ons, die vyand is hier, die vyand is nie daar ver nie, die vyand is hier by jou, die vyand is hier in jou, om jou te verwoes. En ek lees van hierdie wapens, en ek ervaar hierdie wapens, maar ek lees dit ook in die begin van die woord. Met Adam en Eva, het die Satan gekom en het hierdie wapen gebruik in hulle. Want toe Eva by die boom en die vrug vat, sien sy, of die vrug, toe sien sy dat die vrug goed is. Toe Satan het vir haar, sien sy dat die vrug goed is. Dis die begeerlikheid van die mens. Toe sien sy dat die vrug mooi is. Dis die begeerlikheid van die oë. En die begeerlikheid, omdat dit kennis gee. Die begeerlikheid, omdat dit vir haar kennis gee. En dit is trots. Dis die grootheid waarvan Johannes hier praat. Hierdie 3 vyande, kom die vyand mee, dis sy wapens wat hy gebruik teen ons. Dis dieselfde 3 wapens wat Satan gekom het en vir Jesus gaan versoek het op die berg. Gaan lees dit daar in Lukas en Matteus en Markus. En is vandag nog steeds in ons die begeerlikheid van die oë, die begeerlikheid van die mens en die trots. Trots is een van die grootste wapen wat die vyand gebruik teen ons. Want magtig, ons is trots. Ons is so trots. Ons is so trots, ons kan nie eens vir God sê. Ons kan nie eens vir God gaan kniel en hom lief hê. Want wat gaan daar vir my sê? Kyk jou wat iemand daar, ek kom by die Here. En as gevolg van dit, ek kan bid die Here nie. Laat jou beskou. As gevolg van trots, het daar baie geval. En soveel keer wil ons nog val, voor ons die wêreld wat ons so lief het, los. Hoeveel keer wil ons nog val, hoe kan ons nie herken dat God die koning is nie? En nie net op 'n Sondag hier nie, maar daar buitekant. En ek praat weer in jou huis. Hoekom kan jy nie in jou eie huis herken dat God die koning is, dat God in beheer is, dat God 'n God van liefde is, dat God 'n God van deurbrake is nie? Hoekom kan ons dit nie in ons eie huis herken nie? Want ons het die wêreld te lief, hierdie begeerlikheid, hierdie wapens van die vyand kom, die begeerlikheid van die natuur, hierdie begeerlikheid van die oë, hierdie trots. Die derde ding wat Johannes hier kom noem is, die wêreld kan nie vir ons gee wat ewig sal hou nie. Vers 17 sê, en die wêreld gaan verby
en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ons hierdie wêreld waar die mense so lief het, gaan verby. Dit gaan verby. Dit bestaan nie meer. Maar die lig en dit wat ewig bly, het gekom in Jesus Christus. Wat bly? Wat bly hoor? Wat bly? Die een wat die wil van God doen. As jy die wil van God doen, bly jy vir ewig. Daar's een tragiese verhaal in die Bybel wat min oor praat en daar word nie baie gesê nie. En dit is van ou Demas, ek weet nie of jy vir Demas ken. Hy word 2 keer genoem in die Bybel, daar in Kolossense 4 vers 14, praat hy die eerste keer van hom en dan word hy weer. Hy was regtig getrou en hy was saam met ander genoem oor sy getroue diens aan Jesus. En die tweede keer hoor ons daar in 2 Timoteus 4 vers 10 dat en hier kom Timoteus of Paulus en hy skryf, Demas het die teenwoordige wêreld lief gekry en my verlaat. En hier is die hartseer deel. Dis nie net Demas nie. Hier is soveel ouens wat God verlaat as gevolg van die wêreld lief kry. Yes. Daar's soveel mense wat die wêreldsdinge lief kry. Hulle verlaat God. Ouens, kom ons kry nie die wêreld lief nie. Want dinge gaan verby. Ja, ek is lief vir my rekenaar, ek is lief vir my knipmes, dis vir my lekker, ek is lief vir dit. Maar dit hou nie vir altyd nie. Ek is lief vir hierdie hemp, maar ek gaan net so lank hou. Kom aan ons. Hoekom slaan ek dit nog? Die meer. Wat vir ons hierdie pyn en lyding gee. Wat skuld die wêreld jou? As ons nie van hierdie wêreld is nie. Het jy miskien die wêreld lief gekry? Het hierdie wêreld vir jou 'n begeerte geword? Het hierdie wêreld 'n begeerte van 'n menslike natuur geword? Het hierdie wêreld vir jou begeerte van die oog geword? Was jy trots? En as gevolg van hierdie dinge sit jy met hierdie gevoel van die wêreld skuld my. Die wêreld skuld my. Want ek is vernietig. Ek het seer. En hoe meer ons die wêreld lief kry, hoe seerder word dit. Maar Jesus is vir ewig. Wanneer ek my liefde by Jesus gaan soek, wanneer ek hom voor sy voete gaan sit, en ek werk al by my bekommernis op, soos wat staan daar in 2 Petrus 5 vers 7. Werp jou bekommernis op hom. Wat beteken die woordjie werp om af te skeer en weg te gooi? Wat beteken moenie dat hierdie wêreldse begeertes aan jou klou nie, want dit gaan verby. Dit gaan weg. Dit gaan vernietig word.
wanneer Jesus weer kom. Moenie skatte vir jou hier op aarde bymekaar maak, waar die motte en vismotte gaan opvreet nie. Want dit gaan verby. Dis wêreldse goed wat verbygaan. Maar die woord van God gaan nie verby nie. As jy vanmôre sê, ek is 'n kind van die Here, ek het Jesus aangeneem as my saligmaker, kan ek vanmôre vir jou sê, jy is miskien in die wêreld, maar jy is nie deel van die wêreld nie. Want Jesus het tot sy Vader gebid en gesê, hierdie mense is nie deel van die wêreld nie, soos wat ek nie deel van die wêreld is nie. Hy het gebid dat God ons sal bewaar. Maar ons het nodig na God te gaan, sodat ons kan bewaar. Het help ons hardloop in hierdie wêreld in. En verwag dat ons met ons voete sal staan. Het help ons gaan doof in 'n plek nie. Het is tyd geword dat ons begin om vir God te wys ons liefde. Ons moet ons trots los en vir God wys. Ons moet begin om God vertrou. Ons moet begin volgens God se woord leef. Want die wêreld skuld my niks. As ek 'n keuse gemaak het in my lewe, en ek het seer gekry as gevolg van die wêreld, moet ek bakslag daarvoor. Maar daar gaan geen sonde ongestraf verbygaan nie. Maar die wêreld skuld my niks. Want Jesus het reeds daarvoor betaal. Toe hy aan die kruis gehang het. Elke hou wat geval het, was vir jou gewees, om te betaal. Elke spoegdruppel wat op hom geval het, elke asynlaat, elke spiesteek in sy sy, was vir jou. Elke druppel bloed wat gevloei het, was vir jou. Net vir jou dit betaal. Die prys is betaal. So kom ons vergeet van die wêreld. Ons is hier om 'n verskil te maak in die koninkryk van God. Nie die koninkryk van Satan nie. Waar maak jy 'n verskil? Waar wil jy 'n verskil maak? Dit het tyd geword dat ons moet opstaan. Ek sê weer, ons wil graag hê moet herlewing in Groblersdal plaasvind. Maar herlewing kan nie plaasvind as dit nie hier begin nie. As dit nie by die huis begin nie. Dit is nodig om in jou huis herlewing plaas te vind. Sodat dit soos 'n veldbrand kan versprei na jou bure toe. Na jou vriende, familie. Sodat herlewing kan plaasvind. Maar dit moet iewers begin. Dit het 'n beginpunt nodig. En jy is die beginpunt. Kom ons lê maar. Vader, dankie dat ek vanmôre hier kan wees. Here, dankie dat ons hier by mekaar kan kom, Vader, Here. Here, U te loof, U te prys. Vader, ek bid, Here, dat daar waar Here begin by my, Here, waar ek die wêreld lief begin kry het. Here, bid ek, Here, dat U sal kom in ons fokus
sal verander. Here, dat U ons denke sal kom vernuwe. Heilige Gees, kom lei ons vanmôre in die rigting wat God reeds beplan het. Vader, ek bid vir elkeen hier vanmôre, Here. Here, dat U aan hulle sal openbaar, Here, U wil. Here, dat U hulle sal lei. Here, dat U hulle sal beskerm. Here, dat U hulle gedagtes, Vader, Here, ook sal kom vernuwe. Here, met U woord. Here, want U woord is elke dag net. Here, elke dag is U woord splinternet. Here, U genade vir ons is elke môre vir ons net. En ons eer U, ons loof U en ons prys U. Here, help ons om nie vas te kyk in die begeerlikheid van die menslike natuur nie, Here. Vader, Here, help ons om raak te sien die begeerlikheid van die oë. Here, dat ons dan wegdraai daarvan, Here, dat U ons begeerte sal wees. Here, en help ons, Vader. Here, om trots uit ons lewe uit te skakel. Here, dat ons nie sal trots wees nie, maar dat ons nederig voor U sal wees. Here, U sê vir ons ook in die woord, dat wanneer ons onsself verneder voor U, Here, dat U ons sal verhoog op die regte tyd. Here, kom vou ons toe met 'n muur van vuur. Here, kom beskerm ons. Here, want in U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen en amen.